God kan baie doen met 'n bietjie. Wie glo daaraan? Amen. Hy kan baie doen met 'n bietjie. En God het al soveel voorsien in ons lewens. Maar wanneer dit sleg gaan met ons, dan kyk ons in die negatief vas. Maar elke van ons wat hier sit, het al beproewinge gehad, het al min gehad, het al baie gehad, het baie verloor. Daar baie dinge gebeur. En raak ons geloof so 'n bietjie swak. Want ons weet wie is ons provider, wie voorsien. Ons weet wanneer sal daar 'n mirakel kom. Maar ons is baie klein gelowig baie keer. As ons kyk na Johannes 6 vers 9 is die volgende slide. Daar is hy. Hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar dit is dit vir so baie mense. Nou as jy dink aan 2 visse. Ek weet nie hoe groot was hy vis. Hulle sê nie hoe groot dit was nie. Pastor Martie sê hulle hoe groot daai visse was. Glad nie, maar dink nou net, imagine nou net vir jouself. Vissies, as ek nou hoor van vis, nie gesê visse nie, hy het gesê vissies. So dit moes klein gewees het, as dit in 'n klein seentjie se pakkie was dit net genoeg vir hom. Dink daaroor na, kom ons buig ons hoofde, en ons open net hierdie diens, onse Vader, Here, ons kom vandag in die wonderlike naam van Jesus Christus voor die troon. Here, ons geloof is soms wankelrig. Maar ons geloof, ons wil U prys, ons wil U loof, omdat U God is, en altyd die onmoontlike is. U is die God wat niks uit alles geskep het. U is die God wat water in wyn verander het, wat siekes genees het, wat dooies opgewek het, en wat vandag nog wonderwerke doen, Vader. Vader, baie van ons kyk na ons lewens en ons sien net die tekort raak. Ons sien net daai bietjie wat ons het. Ons sien die beperkte finansies, ons sien die beperkte krag op die meter. Ons het beperkte hulpbronne en ons het vir beperkte vermoëns. Maar vandag kom herinner U ons dat wanneer die klein bietjie wat ons het in U hande geplaas word, dit meer as genoeg word. Here, open ons harte vir die woord. Laat elke gedagte wat nie van U af is nie, stil word. Laat die Heilige Gees vandag elke hart aanraak wat hier sit, wat hier luister. En bemoedig, herstel en versterk elkeen. Ons gee hierdie diens aan U. Mag Jesus alleen verheerlik word in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Nou, een van die grootste leuns wat die vyand vertel vir ons. Die vyand is besig. Glo vir my. Hy is besig veral as die petrol nou begin sak. Veral as ons hoor die petrol gaan op of die diesel gaan op en dan begin ons, dan dink jy, ek het nie genoeg nie, ek het nie genoeg geld nie, ek het nie genoeg kennis nie. Jy het nie genoeg tyd nie. Ons is besig hier binne in ons koppe en 'n mens se kop kan jy nogal baie negatief maak. Al die denke wat jy het. Jy sê jy het nie genoeg talente nie, jy het nie genoeg geloof nie. Sê ons dit nie. Ek hoor niks amen nie. Amen. Amen. En omdat mense glo hulle te min, doen hulle dikwels niks daaraan nie. Maar die Bybel wys vir ons keer op keer dat God nie afhanklik is van hoeveel ons het nie. Hy is nie afhanklik van ons hoeveel ons het nie. Ons dink net altyd aan die negativiteit. Kyk God, wat kan God met 'n klein bietjie doen? Met 'n klein bietjie, daai visies. God begin dikwels met ietsie kleins in jou lewe. Hy gaan nie vir jou, as jy daai ietsie kleins het, en jy gebruik dit nie reg nie. Hy het dit voorsien. Dink jy, hy gaan vir jou nog gee? Hy gaan vir jou nog gee? As ons kyk na die disippels en die skare, meer as 5000 mans het daar gesit. 5000. Waarskynlik tussen 5000 en 20000 mense en wat hulle daarso 5 broodjies, 2 visies. Dis belaglik klein. Vir 5000 mense. As ons nou so kyk, dan dink ons
dis hopeloos te min. En daar waar jy in jou omstandighede is, dis ook ek glo nie aan 'n budget nie. Ek glo glad nie daaraan om 'n budget uit te werk nie. Ek weier volstrek om my goed op papier vas te maak. Ek weier volstrek om 'n budget te doen. Hoekom? Want my geloof is by God. Daai stukkie papier gaan my angstig maak. Daai stukkie papier gaan sê, jy het nie genoeg nie. Daai stukkie papier kom met stories. En dan begin jy in die nag te sweet uitsaan. Dan dink jy, jette, ek het hierdie hoeveelheid gepay, ek kort nog 10.000, hoe gaan ek daai 10.000? Dan lê jy nagte wakker en jy gaan aan en jy gaan aan en jy gaan aan. En dan kom Jesus met 'n skare mense wat daar is. En daai seentjie se kosblik is daar, so 'n pakkie kos is daar. En dan kom die geloof in. Dan kom die geloof in. Sagaria 4 vers 10 sê, want wie verag die dag van klein dinge? Wie verag die dag van klein dinge? God verag nooit klein beginne nie. As ons het ons almal dadelik reg begin in ons lewens, alles gehad van die begin af. Nee, ons het klein begin. En vandag se mense wil groot begin. Veral as 'n kind klaar is met skool, dan dink hy, "Joe, ek gaan nou R100.000 'n maand kry." Dan kry hy die verrassing, hulle stel hom aan om R5.000, wat maak jy met R5.000? Nee, dan begin dit nou alles te werk. Nou kyk ons 'n bietjie na Moses het 'n staf gehad, Dawid het 'n slingervel gehad. Die staf, dit was net 'n staf, dit was net 'n slingervel met 5 klippies. Dan kyk ons na die weduwee, wie het 'n handjie vol meel gehad. Wat het nie daar gebeur nie? Daai handjie vol meel. En die seentjie het net 5 brode en 2 visse gehad, maar God het elke keer groot dinge daaruit gedoen. Elke keer. Om 5 klippies in die hand te gehad het en hy slingervel, en hy gooi daai reus met een hou, so hy meer. Hoe klein is dit nie? En hoe kan jou omstandighede, waarin jy jouself bevind, met een klip doodgegooi word, een klip verwyder word? En die wonderwerk begin wanneer ons oorgee. Wanneer ons besluit, nie meer my wil nie, God se wil. Nie meer die budget wat hier staan, en vir my stories vertel van dit gaan nie uitwerk nie, maar God se wil. God se wil alleen. Want as God 5 visies, 2 visies en 5 broodjies kan vermeerder, wat kan hy nie vir jou doen nie? Baie meer, baie meer. Hy vermeerder. Dit wat vermeerder word moet in Jesus se hand geplaas word, sodat die wonderwerk kan begin. En baie mense steek vas net daar by die wonderwerk, want jy glo nie, jy weet nie, jy sit jou vertroue op die ekonomie, jy sit jou vertroue op dit wat die dokter sê, of dit wat die medisyne sê, dit wat die mense sê, dit wat die ouers in ons lewe ingepraat het, ingesê, ingeforceer het. As ons elkeen hier sit, gaan ons dieselfde foute maak as ons ouers? Nee. Wat het jy 'n keuse? Jy het 'n keuse, wat gaan jy maak? Wat gaan jy maak? Ons wil alles beskerm, dan kom hy vrees, dan kry hy die oorhand elke liewe keer. Ek vat byvoorbeeld julle situasie. Julle het gedink dit is die einde. En hier sit hulle is maar alweer breed. Hoekom? Het jou situasie jou geonderdruk? Het jy jou laat moed opgee? Het jy jou op jou knie gebring? Elke situasie waarin ons bevind, bring ons op ons knie. Kyk, Pastor Martie, wat het hierdie week vir jou gebeur, met jou gebeur? 'n Mens kom op 'n punt dan worry jy. Gaan dit genoeg wees? Maar dan kom God, dan vra hy vir jou die een vraag. Sal jy my vertrou met wat jy het? Sal jy my vertrou met wat jy het? Nou as ons nou kyk na God se wiskunde, werk nie so lekker nie. Jona, Jesus se wiskunde het glad nie lekker gewerk nie. Glad nie, as jy 5 broodjies plus 2 visies vat, is dit nie genoeg nie. En God se wiskunde sê, 5 broodjies
plus 2 visies, plus Jesus, gee dan oorvloed. Nee? Nou in die woord staan daar in Lukas 1 vers 37, niks is by God onmoontlik nie. So hierdie was nie vir hom onmoontlik nie. Dit was nie onmoontlik nie. En so in jou omstandighede is alles moontlik. Ons leef te maklik volgens daai menslike berekeninge. Ons kyk na ons bankrekening. Nou ek gaan nou eerlik met julle wees. Die week het ek die kerk se bankrekening heeltyd opgehou. Heeltyd. Want ons moet die busie betaal Sondag en daar's R22 in. Nou word ek wakker en dan dink ek, ek kan nie vir daai mense sê daar's nie 'n busie nie. Wat gaan ek maak? Heeltyd en dan gaan jy in. Waar moet jy vertroue wees? By God. Dan kom die Here op nommer 99,99. Wanneer ek besluit het, weet jy wat? Ek vertrou God. Ek vertrou nie meer daai SMS wat gaan deurkom nie. Dan kom die vyand en dan vertel hy vir jou, ag nee, weet, dit gaan nie uitwerk nie. Dit gaan nie uitwerk nie. Dit gaan nie. Of ons kry 'n diagnose by die dokter. Vandag moet ons bid vir Pastor Martie. So bid vir Pastor Martie. Sy het ons gebede nodig. Want ons weet God gaan vir haar aanraak. Hy gaan genesing bring. Waar genesing moet plaasvind. Die dokter se verslag sê dit. En soos wat ons die week 'n oproep gehad het van 'n kind wat se blinde darm dringend verwyder moet word, ons moet bid dat die maag gou genoeg by die hospitaal kan uitkom sodat hulle die operasie kan uitvoer. Dan is jy angstig. Hoor die dokter het gesê jy moet vinniger maak want die blinde darm kan bars of dit kan deurloop of dit kan moeilikheid maak en dan kom ons met al daai dinge en dan kyk ons ook nou nog na die ekonomie, die petrol wat ons moet betaal en dan kyk ons na ons omstandighede. Ons kyk vas in ons omstandighede. Jy kyk vas in jou budget, jy kyk vas in jou huis mure wat wil omval. Jy kyk vas in alles behalwe dat jy na God toe gaan en jy kyk op en jy vertrou hom daarmee. Amen. Jeremia 32 vers 27 op die skerm. Kyk, ek is die Here, die God van alle vlees. Sou iets vir my te wonderbaar wees? Hy sê, vir God bestaan daar nie 'n tekort nie. Glad nie. Vir God bestaan daar nie 'n tekort nie. God gebruik gewone mense. Gewone, normale mense. Hy gebruik nie net mense wat woord bedien nie. Hy kan jou gebruik. Daar waar jy sit, word elkeen van julle gebruik. Nou as ons kyk na die visies en die seentjie. Jesus het nie die koning se kos gebruik nie. Want die koning het baie. Die paleis is daar baie kos. Hy het nie 'n ryk man se bydrae gebruik nie. Om al die mense te voed nie. Daai seentjie was 'n gewone seentjie. En ons, wat is ons? Gewone mense. Niks is anders dan aan ons. Jy aanbid die Here, ek aanbid die Here. Elkeen van ons het 'n verhouding met Vader. So daar's nie 'n verskil nie. Of ek nou 'n karretjie ry wat rekmerke gaan kry een van die dae, en of ons nou, maak nie saak nie, met dit maak nie saak wie en wat jy is nie. God gebruik gewoonlik die mense wat die wêreld miskyk. Jy dink daai ou wat daar staan wat 'n gaatjie in sy kous het, hy's minder belangrik as jy wat Nike kouse dra. Nie waar nie? Die wêreld soek groot name. Dis wat die wêreld soek. Die wêreld soek baie dinge. Maar wat soek God van ons? 'n gewillige hart. Dis al wat hy soek, 'n gewillige hart. Jy mag voel soos niemand nie, maar jy mag voel jy dalk min om te bied. Maar hy min gebruik God om 'n wonderwerk mee te doen, om baie mee te doen. Wat baie.
weet nie, jy is nie goed genoeg nie. Maar wie, as jy nou nie volgende hier was nie, kom ons gebruik nou vir Elise. Sy het al gevoel, sy is nie goed genoeg om kerk toe te kom nie. Maar as Elise nou nie vanmôre hier was nie, het ons nou nie almal gelag oor 'n paar dinge wat sy gedoen het nie. So sy het vanoggend hier ingekom met 'n gehuppel in haar stap, want sy is opgewonde om hier te wees, en sy het dit aangesteek. Sy het ons almal aangesteek. So kan ons, met min wat ons het, kan ons baie verrig op die ou end van die dag. Daar was meer as wat hulle begin het. Nadat almal geëet het, nadat daai mandjies daar was, het elkeen gekry om te eet, en daai 12 mandjies oorgebly. En hierdie getalle is vir my nou nogal baie belangrik, 5 en 2 en 5000 en 12. Pastor Martin moet bietjie vir ons uiteensetting op die groep dalk, as jy tydjie het vir ons net so uiteensetting gee van al die getalle, wat nogal belangrik is. En dit is hoe God werk. Hy gee nie net genoeg nie, hy gee in oorvloed. Daai liefde, ek het vanmôre geluister na 'n boodskap voordat ek kerk toe gekom het, van wat kan 'n smile vir iemand beteken, wat kan vriendelikheid vir iemand beteken. Want glo vir my, as ons almal hier vanmôre suurknolle ingekom het, was dit 'n suurdiens. As ons nie so opgewonde gewees het om vir mekaar 'n drukkie te gee nie. Van ons het nou nie vanoggend lekker opgestaan, ons wil nou nog 'n bietjie later geslaap het, maar ja nee, ons het dit gemaak tot hierso. Maar daai 12 mandjies het oorgebly, dis hoe God werk. Hy gee in oorvloed. Hy gee vir jou wat hier sit. Jy kyk vas in 'n beursie, jy kyk vas in jou salarisstrokie, jy kyk vas in baie dinge. Jy kyk vas in die meel in die kas en die rys en die vleis en die diepvries. Jy kyk vas daarin. Maar plaas dat jy nie meer fokus op die diepvries nie, of op die budget nie. Fokus op God, want hy doen die bonatuurlike. Efesiërs 3 vers 20a. Aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Hoor daar. Aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons kan dink. God is nie 'n God van net nie. Hy's 'n God van meer as genoeg. Meer as genoeg. Meer as genoeg. En dit laat my staan by 'n getuienis van wat 'n groot depressie in Amerika getref het, en 'n arm weduwee het byna niks gehad om haar kinders mee te voed nie. Hoeveel keer in ons huise sit ons, mense wat kyk, dan is daar nie genoeg nie. Maar as jy jou oë uitvee, dan stop iemand daar en dan laai hulle net gou ietsie af, of iemand sê vir jou, ag kom eet daar by ons het ekstra kos gemaak. Is dit nie hoe God se wonderwerke werk nie? Nou ons kyk nou na die arme weduwee, en een aand het sy die laaste meel gebruik om brood te bak, en sy het gebid, Here, dit is al wat ek het. En die volgende oggend het die buurman onverwags kos om aflaai. Iemand het later klere gebring. Kort daarna het sy werk gekry, en jare later het sy gesê, God het nie altyd gegee wat ek wou gehad het nie, maar hy het altyd meer genoeg gegee as wat ek verwag het. Amen. Nou God het haar laaste bietjie gebruik om haar geloof groter te maak. So as jou koskaste leeg is, of as jy deur dinge gaan, sit die Here dit reeds op jou pad, sodat jy hierdie denke moet verander en geloof hê in hom. Ek dink aan daai dag, ek het dit al vir julle vertel, want ek nie die oggend wou kerk toe kom nie, want ek het nou net mooi genoeg gehad van al die moeilikheid. Wat help het ek gaan kerk toe? Wat help het ek doen die Here? Wat help het ek staan voor elke Sondag hier voor in die kerk? Maar dit gaan nie goed nie. En dan het maak kleintjie nog die hoender en die vleis gaar, want sy sê daar's te veel om kos te gee, en dis die laaste wat daar is. Die heel laaste maak sy gaar. Dink nie aan môre en oormôre nie. En ek is omgekrap. En die oggend kom hier 'n man in, en hy gee vir my 'n
Boksie en sê vir my, ek mag dit nie vir die kerk gebruik nie, en ek dink, laat ek die boksie onder my handsak sit, want ek het ons nou nie lus nog om verder, ek moet hierdie diens nou agter mekaar kry en klaar kry, dat ek kan huis toe gaan, dat ek kan gaan plan maak. En ek was moedeloos. En toe die diens klaar is, en ek klim in die bakkie, ek moes laat ek kyk wat is in die boksie, R3000. 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 Kyk wat het die Here gedoen. Ek moes al my kos uitdeel vir ander kinders. My eie kinders, wat gaan van hulle word? En die Here kom in een oggend. In een oggend. En hy verander die hele situasie. So kan dit in jou lewe ook verander. Geloof. Miskien vandag is daar net 'n bietjie geloof, 'n bietjie geld, 'n bietjie krag, 'n bietjie hoop. Maar moenie daai bietjie onderskat nie. Gee dit vir Jesus. Gee dit vir Jesus. Die vraag is nie hoeveel jy het nie. Hoeveel liefde. Kom ons, ek wil nie oor geld praat nie. Kom ons praat oor liefde. Kom ons gesels oor liefde. Kom ons deel 'n bietjie liefde uit. Nee? Dis bietjie moeilik vir almal om liefde te gee, nie waar nie? Veral as jy kwaad is vir iemand, hoe gaan jy daai persoon liefde gee? Maar as ons 'n bietjie liefde gee, ontvang ons nog meer liefde. Nee. So werk dit in alles in die lewe. Jou kaste, jou budget, jou gesondheid, jou bediening, jou toekoms, alles kom daaruit. Amen. Neem ons 'n klein bietjie, ons van daai klein bietjie wat ons het en ons gee dit en gebruik dit tot eer van die Here. Gee dit tot eer van die Here. En dan kyk ons. Daai bietjie lag, daai bietjie liefde kan 'n ou wat sy hart moedeloos is, kan dit hoop gee. Iemand het my 'n drukkie gegee. So daar's hoop. Ek is raak gesien vanoggend. Dit versterk elke moedelose hart, herstel elke gebroke gees om liefde te gee en aandag te gee. En dan laas het ons vir die ou wat ons lanklaas mee gepraat het, net 'n WhatsApp gestuur en gesê, hoorie, hoe gaan dit met jou? Daai bietjie liefde gee. Jy voel miskien jy's alleen, maar wanneer laas het jy vir iemand gevra, hoe gaan dit? Gistermiddag het ek aan my tannetjie Paula bel en ek vra, hoe gaan dit? Sy is so opgewonde om van my te hoor. Sy sê, my kind, ek mis jou. En dit het tannie se dag gemaak, nie waar nie? Om weer 'n bietjie te gesels het, om weer 'n bietjie van iemand te kan hoor. En sy sê, daar is sy alleenig. Sy het ook 'n hinkering om met mense te gesels. En vir al ons mense wat afgesonderd lewe, ons bly ver weg van mekaar, ons moet ver ry om by iemand uit te kom. Want as ek moet begin 'n huisbesoek doen op 'n Sondag, of nee, kom ons maak dit in die week, gaan ek die hele week op die pad wees. Want almal is oralste in Pretoria. Hoe gaan ek by almal uitkom? Nee? So, kom ons kyk 'n bietjie. God voorsien in elke behoefte. Laat elkeen wat vandag hier is, huis toe gaan met 'n nuwe geloof. Om te besef, dit wat ek het, is dalk min. Maar sodra ek dit vir Vader gee en sê, Vader, neem hierdie van my af en doen wat in U wil sal wees vir my. Geef vir my 'n bietjie. Depressie. Weet julle hoeveel mense is daar depressief? Hoekom is mense depressief? Hoekom raak mense depressief? Die budget. Ons kyk vas in hierdie budget. Maar raak ons depressief. Ons kyk vas in die kar se wiel wat heeltyd afblaas. Ons kyk vas in die Woensdag as die pryse nou weer op of af gaan met die petrol, diesel, al daai dinge. Ons kyk vas daarin. Maar nou worry ons daaroor, maar ons moet ons geloof in Jesus se hande sit. Want as hy daai 5 broodjies en 2 visse 5000 kon maak en gegee het, en daarna hy dan nog 12 oorgebly, 12 mandjies. Wat kan hy nie vir jou doen wat hy sit nie? Ons het net nodig om te sê, Here, hier is ek. Vat vir my net soos wat ek is. Verander my, help my, verander my denke,
en my dinge kan verander. Amen. Amen. Dinge kan verander. En ek sê nou vir julle, dit wat jy in God se hand sit, verander in 'n wonderwerk. Ons verklaar vandag dat niks vir God onmoontlik is nie. Absoluut niks nie. Niks is vir God onmoontlik nie. 'n Mens kyk vas teen die omstandighede. Niks is vir hom onmoontlik nie. Ons moet fokus op moenie fokus op hoe min jy het nie. Fokus op hoe groot jou God is. God kan baie doen met net so 'n bietjie geloof. Net so 'n bietjie geloof. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ek wil vanoggend vir na U toe kom en ek wil vir U sê dankie vir die woord wat met elkeen van ons gepraat het. Vergewe ons waar ons tekort gekyk het en eerder as na U grootheid gegaan het. Vader, vergewe ons waar ons gedink het ons het te min om sodat U gebruik kan word daardeur. Here, vandag plaas ons bietjie wat ons het in U hande. Ons plaas elke gesin wat hier sit, wat luister, plaas ons in U hande. Here, ons plaas elkeen se finansies in U hande. Ons plaas elke liewe persoon wat hier sit, se gesondheid in U hande. Ons plaas ons bediening in U hande. Ons plaas ons toekoms in U hande. Neem ons klein bietjie en gebruik dit vir U eer alleen. Versterk elke moedelose hart. Herstel elke gebroke gees. Here, voorsien in elke behoefte. Here, daar waar mense by die huis is en hulle kan nie by die kerk uitkom as gevolg van tekort aan petrol. Here, ek vra dat U vir daai huisgesinne sal oopmaak en vir 'n geloof sal gee om aan te gaan en aan te hou en nie op te hou dat finansies hulle terughou nie. Laat elkeen wat vandag hier is en luister, dat hulle met nuwe geloof weggaan, Here. Wetend dat U steeds die God is van elke wonderwerk. Ons verklaar vandag dat niks vir U onmoontlik is nie. Here, ons verklaar vandag dat ons meer as oorwinnaars is. Niks, maar niks gaan kom en vir ons stories vertel nie. Dat ons gaan opkyk na U alleen en nie na die mens nie. Want Here, as U daai 5 broodjies en 2 visies kon vermeerder, kan U ons omstandighede vermeerder. Ons het net nodig om ons geloof oor te gee aan U hande. Dit sê nie meer my wil nie, maar U wil alleen. Vader, en ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen. Amen. Gee die Here nou net bietjie lof. Daar was net 5 klein broodjies en 2 visies in 'n mandjie klein. Vir die wêreld was dit te min, maar in Jesus se hand was dit genoeg. Hy sien nie net my tekort nie, hy sien die geloof wat in my hart leef. Waar ek net die onmoontlike sien, spreek hy lewe, hoop en seën. Ek hoef nie alles te verstaan nie, ek hoef nie alles self te dra, want die God wat hemel en aarde gemaak het, Sal ook vir my voorsien. God kan baie doen met 'n bietjie, Wanneer ek dit in sy hande lê, God kan baie doen met 'n bietjie, hy maak die onmoontlik moontlik vir my. hy maak baie waar daar geen pad is, Hy laat droë woestyne weer blom. God kan baie doen met 'n bietjie. Daarom vertrou ek net op hom. Miskien voel jy vandag gebroken, met net 'n klein bietjie oor, maar onthou, die God van wonderwerke, werk nog steeds soos lank gelede. hy gebruik gewone mense, met gewone hande en gewone geloof. Want sy krag
word sigbaar. Wanneer ons swakheid voor hom buig. Ek hoef nie alles te verstaan nie, Ek hoef nie alles self te dra. want die God wat hemel en aarde gemaak het, Sal ook vir my voorsien. God kan baie doen met 'n bietjie, wanneer ek dit in sy hande lê. God kan baie doen met 'n bietjie, hy maak die onmoontlik moontlik vir my. Hy maak baie waar daar geen pad is, hy laat droë woestyne weer blom. God kan baie doen met 'n bietjie, daarom vertrou ek net op hom. Wanneer my hande leeg voel, Is die ander steeds vol? wanneer my geloof klein Is die genade groot? niks is vir u onmoontlik nie. Niks is buite u bereik. Ek gee u my alles en u maak dit genoeg.